voete van die koning van al die konings. My verlosser, my redder, my saligmaker. Yes, amen. En as ons almal daar moet sit en een vir een voor hom moet verskyn, wat gaan u vir hom op daardie oomblik gesê? Ek dink ek sal ook sy voete met my trane was. Vir dit wat hy vir my gedoen het. Ek het niks verdien nie. Maar hy het vir my gedoen. Hy het vir u gedoen. Die bittere prys van liefde het hy vir ons betaal. Ek kan nie verstaan dat mense nie die Here wil dien uit hulle harte nie. Hoe kan hulle sê hy is 'n mythe? Want ek gebaar elke dag. Hy is so kostbaar na ons, ek ook nie waar hy is binne in my. En ek het hom so lief. Door alles in hierdie lewe het ek hom lief. Mense sê ek sal vir hom sterwe, nie, ek wil nie vir hom sterwe nie, ek wil vir hom lewe, sodat ander hom in my kan sien. Iets uit die hart van die Here te ontvang, sal jy ontvang, as die hart met hom reg is. Mag jy die diens saam met ons geniet, die top, en word met ons gebed. Ja, praise die naam. Halleluja. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om na U te kom in die naam van Jesus, want waar sou ons gewees het sonder Jesus? Ja, amen. As U nie na ons kyk deur die bloed van Jesus, die Here, hoe sal ons lyk? Ja. Ons gee al die eer, al die lof, al die dank, al die aanbidding, Here, vir die redding van ons kosbare siel. Dankie dat ons name geskryf is in die boek van die lewe. Nie wat ons gedoen het, die Here, maar wat U vir ons gedoen het. Ja, ons gee al die eer, al die lof, al die dank. Ons vra die vanmôre nou sal stil staan, Here. By elke hart wat uitroep vanmôre, dat U daar sal stil staan. Daar sal hoor, Here, en daar sal antwoord gee. Dat uitweg sal gee, Here, wat ook al is. Word dan verheerlik vanmôre in hierdie diens.
is ons gebed in Jesus. Amen. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. Wat is vir die Heilige Gees wat ons nou weer gee? Thank you, Lord, for the Holy Ghost. Thank you, Lord, Holy Ghost. You're my comforter, my helper, my everything. Thank you, Lord, for the Holy Ghost. Thank you, Lord.
U besluit, want U is in die teenwoordigheid. U is onder die beskerming van die Here, van die Gees en niks van my antwoord op my body as ek onder sy beskerming bly nie. Hallelujah, glory, glory, glory. Oh, praise Him. Somebody give the Lord a shout in the place of the Lord.
Jesus is die naam van my Heer en my Vader. Jesus is die naam van my Heer en my Vriend. Jesus is die naam wat verlossend bied. En sy naam is krag voor dag na dag. Die naam verkryg elke vyand. Jesus is die naam van my Heer en my Vriend. Jesus is die naam wat verlossend bied. En sy naam is krag voor dag na dag. Die naam verkryg elke vyand. Jesus is die naam van my Heer en my Vriend. Jesus is die naam wat verlossend bied. En sy naam is krag voor dag na dag. Die naam verkryg elke vyand. Jesus is die naam van my Heer en Vriend. Jesus is die naam wat verlossend bied. En sy naam is krag voor dag na dag. Die naam verkryg elke vyand. Oh ja, Jesus is die naam. Jesus is die naam wat verlossend bied. En sy naam is krag voor dag na dag. Die naam verkryg elke vyand. Jesus is die naam. Jesus is die naam wat verlossend bied. En sy naam is krag voor dag na dag. Die naam verkryg elke vyand. Jesus is die naam van my Heer en Vriend. Jesus is die naam wat verlossend bied. En sy naam is krag voor dag na dag. Die naam verkryg elke vyand. Jesus is die naam. Jesus is die naam. En sy naam is krag voor dag na dag. Die naam verkryg elke vyand. Halleluja! Dan hoor ek iemand vanmorgen, jy sit te lank in die middel van die vyand se kamp. Dis tyd dat jy deurbreek. Ek sê dis tyd dat jy deurbreek. Hierdie koortjie sal so mooi aansluit by die woord vanmorgen, maar hoor gou mooi. Dawid is vasgepen teen 'n berg met die vyand voor hom. En terwyl hy vasgevang is, toe sê hy so lus vir water. En 3 van sy helde. Kom aan kerk van die Here. 3 manne met die vyandsleur wat voor hulle is vasgepen, vasgekeer. Gaan 3 manne en hulle breek deur die vyandmagte en hulle gaan tot by die fonteine, daar by die putte van Jerusalem en hulle gaan skep water. Hulle kom terug, hulle breek weer deur die vyandmagte om van die koning water te kan drink. Kind van God, jy het vanmorgen die mag en die autoriteite om vanmorgen deur te breek deur elke vyandmag wat vanmorgen voor jou gelê is. In Jesus naam. Die vraag is net, hoe lank wil jy omring wees met jou vyandmag? Wat is jou keuse vanmorgen? Hallo. Dis jou keuse vanmorgen. Of jy wil vasgepen wees. Want jy sien daar's 'n skrif wat sê, met my God loop ek op en deur storm. Halleluja. En met my God spring ek oor 'n muur. Halleluja. Sal weer jou koortjie sing, broers. Jy sien, jy moet dit nie net vanaand vanmôre sing. Jesus is die naam van die Here en vriend. In sy naam is krag.
dat jy net 'n mooi koortjie gesing. Maar as jy vanmôre kan begin visualiseer wat jy sing. As ek daar by die huis is en ek is lus vir 'n Coke, dan visualiseer ek hom so. As ek het, dan klim ek in my voertuig en ek gaan koop hy Coke, halleluja. Want ek het hom so gaan visualiseer. Wanneer jy vanmôre visualiseer, dan ek breek deur hierdie vyandmagte. Dan moet jy daar waar jy is, moet jy begin daal en as jy kan, dan begin jy stap en sê, my God, ek breek deur in die naam van Jesus. Ja, ek breek deur, halleluja. Want aan die ander kant is my oorwinning, kind van God. Ons gaan weer sing. En sy naam is krag. Breek jy deur vanmôre. Anders dan kan jy net huis toe gaan en sê, ag, ons het 'n goeie sang gehad. Ek wil nie 'n goeie sang hê nie. Ek wil 'n oorwinningssang hê, halleluja. Ek wil 'n oorwinningssang hê, halleluja. Ek wil nou en vyand, halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, hierdie pastoor is nie op die agtervoet nie. Ek is op die voorvoet, halleluja. Prys die naam van die Here. Ek is op die voorvoet. Jesus is die naam. En ek wil jy gaan dit nou sing. Dis mos nou maklik, jy ken dit nou jou kom uit. Sluit jou oë. En sê my God, ek sien die vyande voor my. Ek sien dit, Here. Maar ek breek deur in Jesus naam. Wat my God sê ek kan. Want jy sien jy het 'n waarborg. Dis God almagtig, halleluja. In Jesus naam. Die naam van my Here en Jesus is die naam van die Lord en sy naam is krag en naam van God. Die naam van my Jesus is die naam van my Here en Jesus is die naam van die Lord en sy naam is krag en naam van God. Die naam van
dan jy sê maar ek is swak. Ek dank God jy is swak. Want wanneer jy swak is, dan is jy sterk, sê my Bybel. Jy sien, die God verwag nie van jou. Hier moet jy mooi verstaan. Dis nie jou battle. Ek sê weer, dis nie jou geveg nie. God sê jou stryd is nie jou stryd nie, dis die saak van God. En hy trek voor my uit. Maar ek kan nie laat God uittrek. En dan staan ek maar net laat stil nie. Ek moet gaan deurbreek, halleluja. Ek moet gaan deurbreek. Ek moet gaan deurbreek, want hy trek voor my uit, halleluja. Kom aan kyk. Jy sien, baie keer wandel ons op die topberge en dan kry ons hoogmoed, want dit gaan goed met ons en dis ons. Ek kan nie op die bergtoppe wees as ek nie op my knie is ook nie, halleluja. Glory to God. Ons is maklik op ons knie, want ons is in die valleie. Daar is in die varkpele is, daar in die modder is. Maar as op die bergtop is dit juist die tyd wat jy op jou knie moet wees. Dis juist die tyd wat jy God moet soek. Dis juist die tyd wat jy moet voor jou vernedering verootmoedig voor die Here. Wanneer daar is. Net daar waar jy is net so bietjie dit nieuw vanmorgen te sê, my God, Here, ek wil net so bietjie met die Here praat. Ek wil net so bietjie met die God kom, halleluja. Ek wil net vanmorgen so bietjie met Jesus praat. Want wanneer ek met Jesus praat, dan word alles reg. Dan word alles vir my gedoen, halleluja. Ek wil net so môre die Here so bietjie uur gee. Ek wil Here prys vanmorgen. Vir sy goedheid en vir sy guns, halleluja. Glory to God. Glory to God. Here, dis op ons knieë. Wat die oorwinning is. Dis op ons knieë. Gaan ons die geveg weg. Die vyand mag gedink jy op jou knieë neerslaan. Jy's verslaan hier. Toe begin jou geveg eers. Toe begin jou geveg eers, halleluja. Glory to God. En alweer jy is roep ek dat Here. Sê Here, hier is ek vanmorgen. Here, ek het moeg geworden. My krag het my terug geworden. Here, ek het nie nodig. Hier al my lewe. Die morgen, in die middag, in die aand, ek het die Here nodig. Halleluja. Glory, glory to God. Dank die Here Jesus.
Self die pakkie dra. Vanmorgen nooi ek jou uit. Bring dit na my toe en laat dit daar, want ek sorg vir jou. Ek wil vir jou sorg. Ek wil vir jou rus. Ek wil vir jou vasjaag. Ek wil jou my jas gee. Ek wil die las vat vanmorgen. Want dit is geswoord vir jou. Ek wil vir jou om te dra nie. Die strijd is myne. Die Here van die Heerskare. Bring dit vanmorgen. En los dit vanmorgen aan my voete. En stap weg. Meer dan een oorwinnaar. Ja. Halleluja. Praise die Lord. Praise die naam van die Here. Glory to God. Glory to God. Ek weet nie wat kyk rond nie. God is nie die plek vanmorgen. Sê God is nie die plek vanmorgen. Hy het vanmorgen jou kom besoek. Hy het vanmorgen by jou kom stilstaan. Hierdie is vanmorgen jou dag. Dit is jou morgen. Dit is jou dienst vanmorgen. Dit is wat jy vanmorgen moet doen. Kom aan, ja. Met die Here net al waar jy is. Op met die Here, buig voor die Here, praat met die Here. Geef vanmorgen totaal oor aan die Here. Dat hy vanmorgen sal doen wat hom behagen. Want sy wil is in jou leven. Dat hy jou vanmorgen bring daar waar hy jou wil heen. Nie waar jy gemakkelijk voel nie. Maar daar waar God jou wil heen vanmorgen. In die naam van Jezus. Hallelujah. My Jesus. Hallelujah. Glory to God. Glory to God.
daar iemand vanmorgen in die plek is, wat sê, wel, ek het nog nooit my hart vir die Here gegee nie. Ek wil vanmorgen geleentheid nie. As daar iemand vanmorgen in die plek is, wat sê, wel, ek het so ver van die Here al weggewaal. Dis vanmorgen jou oomblik. Hierdie is heilige oomblikke. Hierdie is oomblikke wat jy nie jaag nie. Want God is besig deur sy Heilige Gees in mense se lewens. Sal baie dinge lewe en jaag in die lewe, maar nie dit nie. Nie waar die Here teenwoordig is. As daar iemand wat sê ek is ver verwyder van die Here, kan vanaf jou hand opsteek. Daar's hande wat opgaan. Daar's hande wat opgaan. Wat sak maar. Wat sak maar die hande. In Jesus se naam. Daar nog iemand is wat sê, voor ek gaan sluit, ek gaan uit oor gerig nou. Dis vanmorgen jy dink, maar ek het vanmorgen maar net ingestap. Jy het die grootste fout gemaakt om net te sê, ek gaan instap. Jy het die rechte besluit gemaakt om in te stap en te weet, die Here gaan vir iets doen, halleluja. Glory to my God. Hierdie pastoor of die kerk kan vir jou niks doen. Maar ek ken iemand, sy naam is Jesus. En hy kan vir jou alles doen, halleluja. Hy kan jou een oomblik herstel. Hy kan jou een oomblik genees. Hy kan jou een oomblik 'n geopende deur gee. Hy sê in sy woorde, hy het jou 'n kragtige deur gegee om in te stap. Halleluja, toe Jesus aan die kruis sterwe. Toe is daar 'n kragtige deur waar jy kan stap. Die voorhangsel skeur, ek het toegang tot by die Vader. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. As jy vanmorgen jou hand opgesteek het, as dit veel moontlik is, kom staan goeie voorbeeld. Kom, niemand gaan staats aankyk, kom. In die naam van Jesus Christus, stap uit vanmorgen as jy kan. Glory to God. God, nou moet jy wat in die banke achter by jou oor toe wees. Jy moet biddende wees. Jy sien, dit gaan nou, gaan nie nou oor iemand nie, dit gaan nou oor hierdie siele en die Here Jesus, halleluja. Dit gaan nou oor God wat deur sy Heilige Gees besig is om te werk in siele, want dis ewigheidswaarde dinge hier, die prys die Here. Glory to God. Go in the valley, but down on my knees. Kom ons sing dit in aanbidding saam. Down on my knees. Ek wil vraag die kerk, uit respect vir God, kan ons staan asseblief. Kom ons staan voor die Here. Kom ons staan. Jy begin wat as jy in 'n taal kan bid. Wat jy nou taal. As jy van hoor na God roep, maar roep na die Here. Want Jesus is daar. Die Here is besig. Die Here is die Here. Halleluja. Ons staan vanmorgen op heilige grond. Here gegee. En dan as jy weer terugkom. En terugkom is vanmorgen jou geleentheid, sister. En broer, dis jou tyd vanmorgen. God se tyd is altyd die regte tyd.
Sy tydverdekker is nooit fout. Nooit fout. Terwyl ons hier staan mense en hulle as jy bedienaar is, kom eens. Kom, Brian, kom bid asseblief saam met my hier by die mense. In die naam van die Here Jesus, God is hier plek, doe jy nie, wat die mense staan daar achter. In die naam van Jesus Christus. Die Here sê as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hy is getrou en regverdig. Hy sê as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Halleluja. Hy wat sy sonde bely, hy wat staan, sal gered word, sê die Here. Almal wat hom aanroep, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Halleluja. En so, glory to God. When you call his name.
all that matters. And your life will never be the same. There is only one way to touch you. Just believe when you call on His name. Oh, touching Jesus is all that matters. And your life will never be the same. There is only one way to touch you. Just believe when you call on His name. Hallelujah. Glory, glory, blessed be. Hallelujah. 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 Praise die Here van die Heerskaar. Dit is lieflik. En sê jy goed. Ek gaan vir jou die woord van die Here vanmôre net so probeer saamvat. As jy jou Bybel saamgebring het, en ek wil jou aanmoedig, bring jou Bybel kerk. Pastoor, hy is op my foon. Dis 'n app. Dis my sien. Dis 'n app. Hier is die woord van God. Kan ek amen kry? Amen. So, bring jou Bybel saam kerk. Nie die app nie. Kan die app gaan kyk, as jy daar in jou kar ry, jy wag daar die dorp vir iemand, of jy is besig met inkopies, of drink 'n koffietjie, dan gebruik jou app. As jy kerk toe kom, dan bring jy die ewige woord van God saam. Amen. Lukas 10. Nou sê jy vanmôre die woord verstaan na dit wat God vanmôre gedoen het. Lukas 10. Ek gaan net vir jou 2 verse lees. Vers 19. Kyk, ek gee aan julle die mag. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Maar julle moet nie daaroor bly wees dat die Gees aan julle onderworpe is nie. Maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. Prys God. Dierbare Hemelse Vader, dankie vir hierdie goddelike woord. Dankie vir hierdie heilige woord, hierdie skrif wat ons vanmôre het. En Vader, dis die gebed van my hart dat elke oor vanmôre oopgesluit sal wees vir die stem van die Heilige Gees. Here, elke hartsdeur oopgemaak word. Vader, ek wil elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid aan die woord van die Here. Halleluja. Here, dat dit sal op vrugbare grond val. Here, sal ons kiem sal opkom, sal vrug dra en veel vrug dra. Sal my waardige lippe vanmôre verklaar my afhanklikheid van U. Verberg my vanmôre, o God, en dat die woorde van my mond, die oortuiging van my hart,
vanmôre vir u welbehaaglik sal wees, o grote God. En ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Romeine 16:20 sê, en spoedig, het jy gelees wat staan daar? En die God van vrede sal spoedig die Satan onder julle voete verbrys. God sê vanmôre vir my en u, ek gee aan jou. Ek gee aan jou. Nou broeder en suster, elkeen van ons wat vanmôre hier is in een of ander stadium, deurentyd, voltyds, besig met 'n geestelike oorlog. Kan nie daarby verbykom. As jy nie 'n geestelike oorlog het nie, brother, sister, you're on dangerous ground. Jy het 'n geestelike oorlog wat jy vanmôre voer, en die strategie van die vyand is dieselfde. Hy wil kom om te steel, te slag en te verwoes en dood te maak, Johannes 10:10. Dit is sy strategie vanmôre. Maar een ding staan vanmôre vas, dat Jesus nooit sy kinders sal uitstuur sonder om hulle te bekragtig nie. Lukas 10:19 gee daai belofte. En daai belofte wat hy daar gee is 'n fondasie vir elke kind van God. En kyk, ek gee aan julle mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle kan skade doen nie. Sê so 'n bietjie vir myself, hierdie is my vers vanmôre, halleluja. Hierdie is my vers, God gee vir my mag oor al die krag van die vyand. Al die mag oor al die krag van die vyand. Hierdie vers sê die Here Jesus nie net vir die 70 wat hy uitgestuur het. Hy sê dit vanmôre vir elke kind van God wat vanmôre in Christus Jesus ons Here staan. Gee dit vanmôre. Jy sien, Jesus Christus is die enigste bron van geestelike krag. Die enigste bron. Want is Jesus se woorde wat sê, ek gee aan julle. Ek gee aan jou broer. Ek gee aan jou suster. Ek gee aan jou jong mens. Dit vanmôre. Want die geestelike gesag kom net van Jesus af. Halleluja. Hy sê Matteus 28:19, hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. Hy sê doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ek en jy kan vanmôre heen gaan. Jy kan vanmôre op jou weg gaan. Weet jy hoekom? Omdat Jesus die mag het. Omdat God die krag het oor alles van die vyand. Halleluja. Ek is nie ek skies tog dat ek lewe, mense. Ag, fooi tog. Jesus sê, Johannes 15:15, sonder my kan julle niks doen nie. Daar lê baie kinders van die Here vandag aan die pad, dit is jammer om te sê, want dit is die waarheid. Want hulle eie krag probeer die vyand weg. En hulle het verloor. Want ek kan nie. Wat Jesus sê, sonder my kan julle niks doen nie. Prys die naam. Hy sê Efesiërs 6:10. Hy sê eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Hy praat nie van sterk nie. Hy praat van sy sterkte. Halleluja. Jesus gee nie net vir jou, hoor mooi kind van God. Wanneer hy jou opdrag gee, dan gee hy nie net vir jou opdrag om te gaan uitvoer nie. Nee, weet jy maar, hy gee vir jou krag om die opdrag wat hy vir jou gegee het te gaan uitvoer. Hy gee vir jou krag. Ek wil vanmôre so ver gaan as om te sê, baie ouens wat stikkend lê en die vyand het jou oorweldig, is nie die vyand se skuld nie.
Dis jou skuld. Hey, nou. Die vyand het eksplosief krag. Net dit wat jou toelaat. As jy jou verniel het, jy het dit vir hom gegee. Jy het hom toegelaat. Jesus sê, hy sê, oor mooi, hy het die mag gegee, dis prakties, en is bedoel vir my en vir u, om oorwinning te hê, om op slange en skorpioene te trap, halleluja. Jy sien, die slange en skorpioene is alle vorme van die demoniese tuisteringe en of 'n misleidinge of aanvalle van die vyande of leensluistere. Toe die slang in die tuin van Eden kom, toe kom hy met 'n verleiding. En hy kom met dit en wat gebeur? Eva neem daai verleiding aan en hulle kom tot 'n val. Tweede Korintiërs 11:13 sê, maar ek vrees dat net soos die slang Eva deur die lustigheid bedreig het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Jesus sê, trap op hulle. Trap op hulle. Ek sal nooit vergeet nie, Suster Bernardino sê dit sal kan onthou nie, daai jare daar in Stilfontein, toe sing ons, ek sal nooit om Adam vergeet. Maar ons speel Adam Gert, ons sing nou koortjie, daai plek sit uitgepak daar aan. Ons bedien daar, en ons sing, I went to the enemy's camp, and I took back what he stole from me. En dan sê ek, bestaan iets under my feet. Ek was door Gerber kom, en hy soos ek, ons is sigbaar. En ek sien hoe daai lief van ons, en gaan, maar trap by devil, hallelujah. Oh, he's under my feet, he's under my feet. Weet jy, kan ons op die trap nie. Want ons wil te gemakkelijk sit. Ons wil te gemakkelijk sit. Dis hoekom nie kan dra. Kind van God. Hy sal spoedig die vyand onder jou voete verbruisel. Want die is vanmorgen dink, daar is geen mag waarvoor die Here Jesus vrees nie. Toe hy by die graf te kom, toe sê die demone, en hulle was 'n legioen, hulle was baie, het hy gekom om ons voor die tyd te peinig, stuur ons maar net, het die varkies in. Daar is niks van die Here Jesus vrees nie. Hy sê Kolossense 2, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en hulle in openbaarheid en toongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Jesus het klaar jou vyande verslaan. Halleluja. Hy sê in Johannes 3 vers 8, die Seun van God het verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Hy het in Johannes 4:4, hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. Hy Efesië 1:20, hy sê Christus is verhoog bo elke owerheid, mag, krag en heerskappy. Halleluja. Daar's niks voor hom nie. Okay. En niks sal julle kan skade doen. God se woord lieg nie. Dis die waarheid. Ek het skade, weet jy waarom? Omdat ek die vyand die toestemming gegee het om dit te doen. Kom aan, kind van die Here. Die mens self het die toestemming gegee. Jy sien, wanneer ek in die Here Jesus Christus is, en wanneer ek in hom wandel, dan is die aanvalle van die Satan onder my en nie bo my nie. Die discipels sê op 'n stadium vir die Here Jesus,
Dis wat gebid ek vanmôre, Here, maak ore en harte oop vanmôre. Gedagtes gevang aan die woord. Hulle sê vir die Here Jesus, Here, wie het ons prediking geglo? Here, wie het ons prediking geglo? Dit beteken dat nie dat ek gaan nie moeilikheid hê. Dit beteken eenvoudig dat die vyand se aanvalle my nie sal vernietig nie, my nie sal onderkry nie, en niks sal my skei van die liefde van God nie. Niks op die aarde is hoog genoeg, laag genoeg, wyd genoeg, diep genoeg om my te skei van God nie. Het sê as jy sien hier dan, Jesaja 54 vers 17. Elke wapen wat teen jou gesmeed word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan, die gereg sal jy weer lê. Dit is die erfdeel van wie? Van die knegte van die Here, en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Hy sê verder, hy sê daar in Psalm 34:20, vermenigvuldig is die teëspoede van die regverdiges, maar uit die almal red die Here jou, halleluja. Jy kan sê ek gaan nie stryd hê nie. Dis gesê ek gaan uit almal uit gered word, halleluja. Hulle gaan my nie oorweldig nie. Psalm 100 sê die Here sal jou bewaar van onheil. Van elke onheil sê die Bybel. Romeine 8:37 sê en al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. He's under my feet. He's under my feet. Ek is meer as oorwinnaars. Dit beteken, die Satan kan jou maar druk. Hy kan jou dreig. Hy kan jou selfs wil aanval. Maar hy kan nie oorwin nie. Tensy ek vir hom die oorwinning gee. As er geen oorwinning nie maar. As ek daar gaan sit en sê, wel, ek is nou klaar. Here is nie meer lief vir my nie. God gee nie vir my om nie. Mense van die kerk bel my nie. Pastoor besoek my nie. Hallo kerk. Kom, jy is die bekendste vandag se mense. Ja. En dan los ons God. En jy gee die duiwel die toestemming om met jou te maak net wat hy wil. Jy gee hom die goedkeuring. Hy kon Job nie eens vernietig nie, al het hy alles gesteel van hom. Hy kon Job nie vernietig nie, al het hy sy gesondheid by hom weggevat. Hy kon Job nie vernietig nie, want Job se einde was daar meer geseën as sy begin. Halleluja! Wat beteken die dinge van die kerk? Die kerk se een probleem is vandag, die kerk het begin passief wees. Jy weet wat is passiviteit? Jy sit rustig en doen niks. Ja, en jy skielik as die vyand jou tref, dan wil ons begin. Dan wil ons begin op skip en jump. Dan wil ons begin. Nee. Maar as jy aktief is, dan is dit elke dag se ding om die vyand op te aan te vat en jy opstaan in die môre. Dan is dit sommer wanneer ek in die môre wakker word, dan my vyand vir jou sê, "Woe, ek het 'n probleem." Halleluja. Hierdie een en daar een het wakker geword. Glory to God. Maar weet jy wat, hy vrees nie meer die vyand nie. Want die ouens kon nie eers meer by die Bybel lees, die Bybel studie nie. Hallo? Ek het een tyd die kursus aangebied en ek sê vir hulle, laai na die boek van Moses, die 3de hoofstuk vers 10. Julle lag. Mense het gebuig van Genesis tot Openbaring op soek na die boek van Moses. Ken jy die woord? Hosea 4 vers 6, hy sê, my volk gaan ten gronde, weens die gebrek aan kennis. Maar sê God, hy sê, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou. Kom aan, gaan lees die vers. Hy sê, trap op hom. Met ander woorde, om op te trap, beteken dit, ek gaan oor hom heers. Beteken, ek gaan in beheer wees. Beteken, ek gaan nie terugduins nie.
Toe klein Dawid by die geveld erin kom, het hy nie gaan sê, ek wonder, moet ek nie. Nee, hy vat sy herderstas en sy slingervel, en hy hardloop af by die fonteintjie toe, en die rivier vry toe, en hy gaan tel 5 gaan, en klippies op, halleluja. Daar het hy 5 opgetel, en toe kom hy hardloop in die reus, hy sê, jy kom met my as swaan en spies, maar dan kom na jou in die naam van die Here God, wie jy het gedaag, en halleluja. Hy het niks maar net as slingervel nie, want hy weet, hy het 'n waarborg hier agter hom, 'n God van hemel en aarde, halleluja. Dieselfde God wat hom die krag gegee het om die weer in die leeu te verslaan. Die lammetjie het 'n bek uit hulle. Dit is opposite my in Broomley. Ek sien daar by sy garage. Nou in die week, sien daar van die leeuw, die Natalse groenslange, dit is ons skadeloos dag. Wie van julle so behoorlik? Daar is 'n paar. Ek en hy hardloop nader, ons wil vang en kom. Hallo. Hulle weet ek nou dat kry ek in die sterk weet, my kind so hy grond hier vas, ek kry nie losgetrek nie. Maar ek kan nie by die tyd, halleluja. Kan nie by die tyd. So God gee jou 'n krag van 'n volle en 'n totale oorwinning, kind van God. Nee. Hy sê nie oor, ek gee nie jou krag oor sommige kragte nie. Oor sommige demone nie. Oor sommige klein stormpies nie. Oor sommige geringe aanvalletjies wat jy kry nie. Hy sê nee, ek gee jou mag oor al die krag van die vyand en niks wat jou kan skade doen nie. Here, wie hoor die woord vanmôre? Here, wie glo die prediking vanmôre? Halleluja. God is my waarborg. Die kerk moet begin aktief wees. Nie wag tot die storm hier. Maar as die storm kom, dan is jy alreeds in jou oorlogsgewaad. En jou wapenrusting. En jy kan alreeds die vyand aanvat en hy daar verder van jou afkom. Halleluja. Jy sê, Jesus stuur ons uit, soos wat hy die 70 uitgestuur. Hy sê, vat nie niks met jou saam nie, moet nie kos saamvat, jy moet niks nie gaan, en dan, as jy by huis kom, sê vrede vir huis, as daar 'n man van vrede is, dan is dit nou goed so, as daar nie is, jy gaan jou vrede na jou terugkeer. Hy sê, jy eet net wat hulle vir jou gee, as hulle vir jou niks gee, jy ontvang jou nie, gaan die stof, skry stof van jou voete af. Hy sê, dit sal hy staat verdraagliker wees, as vir Tyrus en Sion, in die oordeelsdag, ensovoorts. Maar hy het gegaan en het uitgestuur, maar hy het vir hulle kragte gegee. Hy het hulle toegerus met dit wat hulle nodig gehad het. Hy het vir hulle gesê, ek stuur 70 uit, julle gaan 2-2, maak siekes gesond, sê halleluja. Dryf die duiwels uit, halleluja. Profeteer, halleluja. Hy het hulle bemagtig. Hy het hulle gegee wat nodig is. Vanmôre sê God, ek gee vir jou al die krag oor al die mag van die vyand. Ek het in my lewe baie meer agterkoppe van kinders van die Here gesien as voorkoppe wat bly staan in die stryd. Kom aan, kerk van die Here. Kinders van die Here wat hardloop. En ek het bestaan in my jeug kom en sê aan, dan Rani. Ek het nie voorbeeld nie, maar die van die Sama. Het weet nie, Sama staan in die Bybel. Sama was een van Dawid se 30 helde. En die geskiedenis sê dit so. Hulle het 'n lensie lank. Hulle het van sop gehou. Ek is op my. Maar wanneer die lensie lank gereed is, dan kom die Filistynse leermag in hulle hordes. En dan kom hulle dan sien Israeliete, hier kom hulle. Dan hardloop hulle weg, hulle gaan keer in die skere en die grotte gaan kruip hulle weg. En dan word hulle beroof van hulle kos. Tot op een dag, toe kom Sama. En Sama sê, en hulle kom weer aan, hy sê, dan Rani. Hy sê, ek het klaar gehardloop. Kind van God wil jy nie klaar gehardloop wees nie.
En die Bybel sê, hy gaan stelling neem in die middel van die Lensieland. Een man. Pastoor, maar as iemand saam met my wil stry nie. Ek gee nie om as daar iemand is, die God is vir jou, wie kan teen jou wees? Een man. Sama. En lees daar in 2 Samuel. En hy gaan neem sy stelling in. En hy het sy swaard in sy hand. En die Bybel sê, hier kom hy. En Sama vat hierdie swaard in sy hand. Ek moes my ook swaard saamgebring. Die swaard word in sy hand vas. En dan sien die swaard druk in die tekens word spierlik. Hy kon op die swaard in sy hand kry nie. En die woord van die Here sê, en die Heer, die Sama nie, en die Here behaal 'n groot oorwinning. Hoekom? Deur een man wat gesê, I'm done running. Ek het klaar weggehardloop vir die vyand. Jy sien God eer 'n poging. En God eer jou geloof en toe Sama daar staan. Swaai net sy swaard. Hy weet nie wat het hy gedink op 'n stadium nie. Dis is impressive. Hulle val een na die ander een toe. Halleluja. Glory, 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 glory to God. En die Here behaal voor en hy behou sy Lensieland. Hulle behou hulle kos. Kom aan, kind van die Here. Hy sê oor al die krag van die vyand. Halleluja. En dan sê, luister, jou worstelstryd is nie vlees en bloed nie. My stryd is nie broer, ek love hom. My stryd is nie broer Henny nie. My stryd is nie pastoor Dennis nie. Is nie vlees en bloed nie. Jy het 'n geestelike geveg. Want as dit my stryd is, dan beteken dit een ding, ek is ongehoorsaam aan die woord van die Here, want ek het hom nie vergewe of hy vir my vergewe nie. Dis al wat dit sê. As my stryd vlees en bloed geword het, en I've got a problem. Maar hy sê, ons stryd is nie vlees en bloed nie. Maar dis wat, julle ken dit. Teen die owerhede, magte van die lig, magte van die duisternis, ensovoorts. Dis jou stryd. En dan, wanneer ek die krag het van die Here Jesus deur die Heilige Gees, gaan wat my volg? Tekens en wonders. Tekens en wonders gaan my volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Op die hande sal hulle siekes lê. Luister kerk van die Here, ons moet so aktief word, dat elke keer wanneer 'n siekte instap, moet hy 'n gesondheid uitstap. Hallo. Elke keer wanneer 'n ou met 'n storm instap, moet hy uitstap op kalm waters. Elke keer wanneer iemand met 'n krisis kom, moet hy met die oplossing uitstap. Ons moet aktief wees, kerk van die Here. Die tekens sal volg. Ek wil vanmôre sê dat die kerk van die Here Jesus moet weer identiteit in hulle self wakker maak. Jou identiteit sê vanmôre, ons is die lig van die wêreld. Jou identiteit sê vanmôre, ek is die sout van die aarde. My identiteit sê vanmôre, ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat my die krag gee. My identiteit sê vanmôre, ek mag dalk voor jou staan, maar ek sit op geestelike plekke in die hemel saam met Jesus Christus en my Bybel. Halleluja. Weet jy wanneer is die vyand se oorwinning groot oor jou? Wanneer jy begin verloor, wie is jy in Christus Jesus? Dan het jy verloor. Dan het jy verloor. Ek wil dit kort maak. Is dit myne? Pastor, hoe wandel ek in hierdie mag? Die eerste is onderwerping
aan God. Onderwerp julle aan God. Jy sien, weerstaan die duiwel en sal. Nou baie ons kom en sê, die dag hoor ouens sê, dat al vir jou ook gesê, jy het al vir ouens sê, want weerstaan nie die duiwel is op jou weg. Weerstaan hom. Môre staan jy op, weet jy wat, ons staan net hier 24 voor jou. Hoekom? Want ek het my nooit aan die woord van God onderwerp. As ek my aan die woord van God onderwerp, wat beteken dit, pastoor? Dit beteken, wanneer ek gehoorsaam is aan die totale woord van God, gaan ek die duiwel weerstaan, en hy gaan vir my wegvlug. Dan gaan hy op een pad aan my kom, en hy gaan op 7 paaie voor my wegvlug. Wat moet ek nog doen? Ek moet gegrond wees, die tweede ding, in die woord van die Here. Die woord is 'n lamp vir my voet, en 'n lig vir my pad, halleluja. Maar baie mense wandel in die duisternis, hulle stap in die donker daar rond, want hierdie bestaan nie. As jy ons by hulle kom, die vraag kan ek gou 'n Bybel kry. Dan gaan haal daar die kamer in. Pastoor, hier is nie wat ons elke dag lees, dis die huisbesoek Bybel, dis die verskonings. Hallo, kind van God. Met alle gebed en smeking sê Efesiërs 6:18. Judas 20 sê, die laaste vers van Judas, hy het net 'n hoofstuk. Hy sê, bid in die Heilige Gees van God. Derde ding, gebed en voorbinding, met alles met danksegging en smeking, bid in die Heilige Gees. Kom, ek gaan net gou terug, 'n grond in die woord. Hierdie is my swaard. Die swaard van die Gees. Dit is die woord van God, wat Paulus beskryf in die wapenruste. So jy het 'n swaard. Jy sien, toe klein Dawid, dis hy 16 jaar oud, op oor hy reus gaan staan. Hoe vat hy daai ou se swaard, wat baie swaar weeg? Wat doen hy? Hy kap sy kop af. Want helaas het jy so 'n bietjie in die gees oorlogvoering gedoen, die vyand vernietig wat voor jou staan. Wat ek aan gedagtes gevang het. Vestings in neerwerp, skanse omgooi. Dis die krag van God. Nie my vermoë nie. Dis God se krag. Dis God se autoriteit. So met ander woorde, ek moet nie net onderwerp nie, ek moet nie net die woord van die Here, dis nie net geloof of voorbereiding, maar ek word vervul word met die Heilige Gees van God. Hy sê julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hy sê, maar ek sê vir julle, wandel deur die Gees, dan sal jy nooit begeerlikheid van die vlees volbring. Ons het te veel vlees nie. Ons voel te veel. Ek voel daai het my te nagekom. Ek voel daai het van my gepraat. Voel te veel. Luister te min wat die Gees van God vir my sê. Sleer gevoel ding. Hy sê daar staan nog geen veroordeling vir hulle wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. So as jy na die Gees wandel, is daar nie veroordeling vir jou nie. Maar as jy na die vlees wandel, want 'n vlees en bloed jou stryd geword. Hy sê julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, Handelinge 1 vers 8. En dan sê Galasiërs 5:16, ek wil klaar maak. Maar ek sê vir julle, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Leef jou uit, die 5de ding, soos sê, onderwerping aan Christus, gegrondves in die woord, gebed en voorbinding, vervul word met die Heilige Gees, leef jou uit in jou identiteit in Christus. As iemand in Christus is hy 'n nuwe, dan tree ek nie meer op soos die ou ding. Ek is 'n nuwe skepper. Hy het ons geseën met alle geestelike seëning in Efesiërs 1 vers 3. Dit van God luister vir die pastoor vanmôre. Jy is bekleed met oorwinning. Ek sê jy is bekleed met oorwinning. Hy sê bekleed julle met Christus. Man, that's victory. That's victory. Wanneer ek my bekleed met Christus, that's victory.
lewe met Christus. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, jy is nie swak nie. Jy is nie weerloos nie. Jy is nie op die agtervoet nie. Die Here Jesus sê, God vir jou deur die Here Jesus, ek gee aan jou die mag, halleluja. Wie van die broers was in die weermag? Of polisie, ja. Dan vat jy jou, ons in die polisie het R1's gehad. Dan vat jy om oorlog toe, Angola toe. En jy gaan loop daar, wat so aanmoed, gaan loop jy met 'n R1 sonder rondes. Ek stap oor die Angola grens. Ek het daarom 'n lekker slagtersmesie by my. En R1 sonder rondes. Ons lag daaroor. Dis presies by die kinders van die Here in. Jy het al die wapens, maar ons wil met kaal handjies die vyand tegemoet gaan. Jy het alles nodig. Niks meer, alles is hier. Wat nodig is. Hy gee aan jou al die mag, met ander woorde, kind van God, luister vanmôre my. Jy het mag vanmôre om op te staan. Jy het mag vanmôre om te oorwin. Jy het mag nodig, jy het mag vanmôre om die vyand te weerstaan in die naam van die Here Jesus. Jy het mag dat die lig van Christus vanmôre deur jou kan skyn. Jy het mag vanmôre om in 'n geestelike oorwinningsveld te stap, dag vir dag, vir dag, vir dag. Jy het dit. Romeine 16:20, die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verberei sal. Dis jou erfenis. Mense sê so baie vir my. Was toe bid vir my? Was toe dat die kerk vir my saam bid? Doen ek enige tyd. Enige tyd van die dag, enige tyd van die nag. Wanneer jy vir jouself begin bid. Kan ek Brianna se voorbeeld gebruik as ek mag, Brianna? Sy storie wat in die getuienis gehad het 'n paar weke terug. Sy telling was so hoog van sy verstaan. Dit spel uit is gelyk aan wat? Ons is bang om my woord te sê. Dit staan aan sy telling was so hoog, dis kanker. Dit lyk goed vir my. Hy het my nie eens gebel nie. Want hy het in 'n binnekamer 'n saak met God uitgemaak. Hallo. Wat sê ek vanmôre vir jou? Ek sal enige tyd saam met jou bid, moet my nie verkeerd verstaan. Ek gaan enige tyd saam met jou huil, ek kan huil saam met mense, halleluja. Ek het empatie en simpatie en deernis met mense. En ek sal saam met jou sakkernasse, ek sal saam met jou bid, ek sal saam met jou vasse. Maar weet jy wat, iewers moet jy kan staan vir die naam en die saak van die Here. Iewers moet jy vir jouself begin bid en intree oop. Want dis waar jy oorwinning gaan begin. Want God kyk na jou hart. Maar weet jy wat doen mense? As jy bid saam met my, ek gaan rustig wees, want die pastoor kan sweet en bloed sweet nou, hy bid vir my. I'm just gonna sing a song. Ek sê, kom gespeel, ek kom nou gespeel. Hoor my kind van God. Wat maak jy? As die pastoor nie daar is nie. Wat maak jy as die kerkraad nie daar is nie? Wat maak jy nog as jou geestelike pa, jou geestelike ma nie daar is nie? Wat maak jy as jou vriend of vriendin wat sterk is in die Here nie daar is nie? Dan moet jy kan staan. Dan moet jy rotsvas kan wees op die rots van die eeue. Dan moet ek diep geanker wees. Tweede, stil. Here Jesus toe in die woestyn kom. Daar wat hy gedoop is.
toe is die duiwel by. Die Satan is by. Die woord van die Here sê, hy vas 40 dae, 40 nagte, en hy het honger geword. Ek was al daar. Ek het al 40 dae net water gedrink. Nou my vrou. Dit is so groot gelijk soos ek nou denk, glo my. Maar jy word honger op gestaan. En jy my vertel, jy word honger, we human. En hy het honger geword. Julle sê jy nie klip al moet brode word. Satan, daar staan geskrywe. Hy antwoord op die geestelike swaard wat hy vir my en jou gee. As ek voor my neerbuig gaan my aanbid, gee dit, daar staan geskrywe. Kom ek, die Here Jesus gebruik nie engele om te sê waarom verwoesel het nie. Hierdie Bybel is nie net 'n boek nie. Dit is 'n lewende woord wat deur die krag van God gemanifesteer word. Dit is 'n lewende woord. Halleluja. Daarom sê Josua eendag, hierdie wetboek mag jy in jou mond uitbuit nie, maar bepeins dit dag en nag. Wanneer jy nie al kan slaap nie. God slaap hou op skaapie stel. Hallo. Hulle sê mos vir jou, jy kan slaap nie tel skaapies. Hou op skaapies stel. Begin die woord van die Here lees, jy gaan gou so 'n boek word hê. Maar die vyand gaan nie wil laat slaap, hy wil jy moet by die woord uitkom. Hierdie wetboek mag nie in jou mond uitgaan nie. Hy sê maar bepeins dit dag en nag, sodat jy met goeie gevolg kan handel, want alles daarin geskrywe staan. Wat staan daar geskrywe? Met al die mag en al die krag van die vyand. Maar sê verder, want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees, en jy sal met 'n goeie gevolg handel. God werk, en hy kom in aksie, wanneer ek met sy woord besig is. Dis die gebed van my hart. Ek het eraan gebed. Dis die gebed van my hart. Dat jy vanmorgen opstaan, as 'n geestelike reus met krag van God in jou. Wat hy sê ek het aan jou gegee. So as ek het aan jou gee, as ek vir broer Yuri sê, broer Yuri is vir jou Bybel, dan bly dit myne, want hy kom haal hom nie. Is dit waar? Broer Yuri is vir jou Bybel, hy kom haal hom, myne. Broer Yuri is vir jou Bybel, wie sê dit nou? Nou is dit syne, want hy dit gevat. God sê, ek gee aan jou al die macht oor al die krag van die vyand. En dat sy jou kan skade doen. Hy gee dit vir jou. Jy moet vanmorgen, terwyl ons sing, terwyl op jou voete staan, en sê, Here, ek vat vanmorgen die krag wat U vir my gee, oor die macht van die vyand. Ek vat vanmorgen my autoriteit, Here. Ek vat vanmorgen dit wat nodig is. Want weet jy, as ek het vat, sal ek die dinge wat nie bestaan nie roep, asof hulle bestaan, en het sal so wees. Hallo? Niks op jou onmoontlik wees nie. Die gebed van die regverdige het 'n groot krag, want nie op die saak teenoor enige saak, dit sal gebeur word, van die heerlikheid van my Vader, wat in die hemel is. Wanneer ek hierdie krag in besit neem en myne maak, dan beweeg ek op 'n autoriteit oorwinning. Halleluja. Kom ons staan op ons voet, as jy vanmorgen sê, Here, ek wil vanmorgen hierdie krag oor al die macht van die vyand. Here, dit is 'n belofte. Dit is 'n grondslag vir my vanmorgen. Jy sien, maak dit nie saak waar deur jy gaan. Maak nie saak wat jou omstandighede heiliglik is. Wanneer ek die macht vat oor al die krag van die vyand, dan sê God, bid en soek en julle sal, vra wie julle sal.
Hallo. Dan begin ek in autoriteit beweeg. Dan beweeg ek met gesag. Nee, ekskuus tog dat ek lewe nie. Nee. Ek is nie skaam oor Pinkster nie. Ek is nie skaam, ek is 'n kind van God nie. Ek is wedergebore, bloed gewas, bloed gereinig, geheilig van God. Halleluja. So sê vir jouself, hierdie vleeslikheid moet nou 'n bietjie kou. Ek het die mag oor al die krag van die vyand. Jy bid dit vanmôre terwyl ons sing. Ons sal oorwin, ons sal oorwin, ons sal oorwin, die bloed van die Lam. Ons sal oorwin, ons sal oorwin, ons sal oorwin, Jesus naam. Die bloed van ons mense kom en sê hulle, woe, die duivel het my weer geroer hierdie week. Kom aan, ons sê dit mos, ja, die duivel het my geroer hierdie week. Hy het jou geroer, want jy het hom toegelaat. Hallo? Jy het dit toegelaat. En soos as ek kom soppies hand vat, gaan hom nou nie ruk nie maar. As ek nou die vyand is op my hand gee, dan wil hy die arm net nie afruk. Want jy laat hom toe. Jy laat hom toe dat hy met jou boers toe. Jy laat hom toe dat hy met jou maak net wat jy wil. Jy sê hier jy nie. Jy sê iets wat iets ingedra het, nee. Jy is 'n kind van God. Jy is 'n koning en sê van die Allerhoogste God, halleluja. En hy sê, ek gee jou die mag oor al die krag van die vyand. Hou op om die aftog te blaas. Hou op om te ekskuus tog dat ek lewe. Ek is bly ek lewe want ek is 'n pyn vir die vyand, halleluja. Hallo. Jy moet 'n pyn word vir die vyand. Of jy vind eintlik 'n pyn is vir jou. As jy sien dan moet hy, as jy depressief raak, moet hy depressief word. Want jy sal oor. Ek sal oor, nie? Maar wat ek gaan draai, jy weet mos wat jy gemaak, toe jy so in die skool was. Hierdie werk het ou blommetjie gehad, daai met die klomp blaartjies. Wie het dit gedoen? Ja, kom aan. Want jy het 'n boyfriend of 'n girlfriend. She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. En dan begin jy halfpad met die baartjie, begin jy pad, ja, hoor wat gaan hy laaste baartjie wees. Hallo! Ek sê dis 'n klomp wat dit gedoen het. Kom maar. Jy daai ding moet jy so, maar dis skryf altyd wat jy wil hê, daar was net een wat jy nie wil hê, jy know. Jy weet op waar sy so ek gaan. Jy hoef nie so te wees. Jy is oorwinnaar wanneer jy opstaan in die môre. Jy is oorwinnaar wanneer jy die dag stap. Jy is oorwinnaar wanneer die vyand in jou kar hy gaan. Hy gaan. Hy gaan as jy staan by die kerk gaan hy by jou kom en klaar die mag wat God jou gee nou, gaan hy wil wegvat. En dis wat jy moet kom sê, get away devil. As hy aankom om met jou al jaag. Hoekom? Want die Bybel sê ek is nie onbekend met sy planne nie. Jy gaan nie eens 'n vatplek kry. Hallo. Terwyl ons dit sê, ek gaan nie deur gemaak nie, dis jy self. Jy moet vanmôre aanvaar wat die God vir jou sê. Hy sê ek gee jou al die mag. So as jy nou stap iewers in die week en die duiwel slaan jou van bakboord na stuurboord, van pillar to post. Moet nie fout met die duiwel soek nie, hy doen net sy werk. Soek die fout by jouself. Soek die fout by jouself.
krag. Ons sal oorwin. Kom ons sing dit in oorwinning. Ons sal